goed om Here se naam groot te maak, né? Amen. Hy is ons reddende Here. Prys die Here. Ons moet in hom gefestig is. Sodat ons kan vrug dra wat by die bekering pas. En as ons nie vrug dra nie, word ons geknip. En ons word weggegooi. Wat is die vrug wat ons moet dra? Die woord van die Here versprei. Galasiërs 5 vers 22. Ken julle Galasiërs 5 vers 22? Die vrug van die Gees is liefde, vrede, blydskap, lankmoedigheid, goedheid, getrouheid, selfbeheersing. Kry vir ons daar. Ek kan nie, daar's 9 van hulle. Daar's 9 van hulle. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde. Ek is reg. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Lankmoedigheid is nogal 'n moeilike een. Want jy kan hom uittrek. Jy kan sê lankmoedig. Daai lank is partykeer 'n probleem, want ons is lankmoedig partykeer, nie lankmoedig. So die Here moet ons leer om lankmoedig te wees, nie lankmoedig. Amen. En hoe gebeur dit? Hoe werk hy met? Hoe leer die Here vir ons lankmoedigheid? Deur die mense met wie ons in aanraking kom. As daar iemand is wat jou bietjie krap, jy 'n bietjie moeilikheid gee, sê die Here, vra vir die Here, Here, leer my asseblief lankmoedigheid, sodat ek hierdie situasie kan hanteer. Ek het op die stadium net lankmoedigheid. Amen. Dit is so in kort, jy het nie nodig om vir dit te betaal nie. Dit is gratis informasie wat jy kan aanwend in jou daaglikse lewe, of jy kan dit op die rak sit en daaroor nadink, net so nou en dan afstof. Maar die vrug van die Gees is dus daar liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Lankmoedigheid en selfbeheersing loop gewoonlik hand aan hand. So om die vrug, hy sê nie die vrugte van die Gees is nie, hy sê die vrug van die Gees is. Dis so soos 'n lemoen. Die lemoenskil het verskillende segmente, maar is een vrug. So jy moet al daai vrugte hê, al daai segmente van die vrug moet jy in jou lewe kan manifesteer. Sodat jy die mense rondom jou kan sien. Daar's iets anders aan daai persoon. Hy het iets wat in sy lewe wat anders is as wat ek het. En dan kan jy die evangelie aan hom verkondig. Amen. Dit is die doel van die vrug van die Gees. Aan jou vrugte sal jy geken word. Né? 'n Vyeboom dra nie suurlemoene nie. En 'n druiwepreel dra nie perskes. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Amen. Maar net voor dit is daar die vrug van die bose. Het julle dit al gelees? Gaan dit kyk op. Galasiërs 5 vers 19. En die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos dit al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar
die vrug van die Gees is. Amen. Amen. So watter kolom van ons? Partykeer gaan ons oor in die ander sy. Maar dit is nie wat die Here wil hê van ons. Hy wil hê ons moet vers 22 uitleef. Amen. Wat is tweedrag? Tweedrag is om by iemand te gaan skinder en sê, daai man het dit en dit en dit verkeerd gedoen. Dan bring jy partyskap, tweedrag in tussen daai man met wie jy praat en daai persoon oor wie jy praat. Sodat daar vyandskap is tussen hulle. Tweedrag. Dit is 'n beklipplek. Maar as moet kyk is moet jy regte die rede soms. Okay. Ek wil vandag aangaan by Pasga. Ons sluit af vandag met Pasga. Ek wil begin by die 4 glase wyn. Kry vir ons daar oop waar die Egipte uittog uit Egipte uit Exodus Exodus 12. Die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gepraat, gespreek en gesê, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet julle elkeen 'n lam neem, volgens die familie sy lam vir 'n huisgesin. Maar as die huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is dit neem, volgens die sieletal na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet jy die getal op die lam bereken. Hoe sou is dit nie? Dis interessant, nee. Na vers 4, 5, en julle moet dit in bewaring, vers 6, en julle moet dit in bewaring nou tot die 14de dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. So in die aand moet hierdie lam wat hulle uitgesoek het, afgesonder het, geslag word. En hulle moet die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die boordrempel aan die huise waarin hulle dit eet. Op elke kant, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom aan die Vader behalwe deur my nie. Sien julle? En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode wat moet hulle dit met bitterkry eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in water gaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnegoed. So hulle moet hom totaal en al onskoon gemaak, dat hy nie vel seker afgetrek op die vuur gaar maak. Nou moet alles eet. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand. Sien julle enigstens hierso waar daar gepraat word van wyn? Nou vra ek die vraag, hoekom het Jesus dan, as hy die vervulling van die Pasga is nie, en hulle het die Pasga-maal geëet voordat hy gevange geneem is, het hulle wyn gedrink as deel van die ete. Maar die Pasga is hier ingestel, maar is nie wyn betrokke. Maar toe Jesus in die bofortrek saam met sy disippels die nagmaal bedien het, die laaste avondmaal, het hulle wyn gebruik as deel van die ete. Maar hier is nie, waar God dit ingestel het in die Ou Testament. Nou gaan ek vir julle verduidelik hoe dit gebeur het dat daar wyn gebruik is. Met die laaste avondmaal, waar Jesus die sakrament van die nagmaal ingestel het deur wyn
en brood. Okay. Gedurende ons weet dat die eerste tempel wat gebou is van Salomo, het Nebukadneser totaal en al verwoes. Julle weet daarvan, né? Okay. Hy is totaal en al verwoes, want ek het 'n les gehad oor die tempel van Salomo en wat alles ingesit is in daai tempel te bou. Dis 'n astronomiese bedrag van goud en hout en edelgesteentes, alles. Hulle sê die waarde van daai tempel wat gebou is van Salomo, net so terloops, is gelykstaande aan 4 New World Trade Centers. So dit is fenomenaal. Toe Nebukadneser, die Israeliete of die 2 stamme van Juda en Benjamin gekom en uit Jerusalem verwoes, die tempel tot op die laaste steen alles verwyder om by daai goud en die goeders uit te kom. So het niks van daai tempel oorgebly. Toe kom Nehemia na so 70, 80 jaar, ek is nie presies seker nie, toe kom hy terug Jerusalem toe, uit ballingskap uit en hulle herbou toe die tempel en die mure van Jerusalem. Nou gedurende die tweede bou van die tweede tempel en Jesus se koms, het hulle die sakrament van die wyn bygesit by die pasgamal. En dit kom uit, so dit is 'n menslike instelling wat vir my nogal baie fenomenaal is. Dit is 'n menslike ding, maar God het dit so bewerkstellig dat dit deel word van die nagmaal, sodat Jesus dit in vervulling kan bring, die wyn. Maar kom ons lees waar dit die oorsprong is. Dit is in Eksodus 6 vanaf vers 5. Die 4 glase wyn verwys na die 4 ek sal verklaringe van God in Eksodus 6 vanaf vers 5. Kom ons lees dit daar. Let op die woorde ek sal en dan wat daarop volg. Dis God wat hier praat, nie? Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Here. En die eerste een, ek sal julle onder die harde arbeid van die Egiptenaars uitlei en julle red uit hulle slawerny. Dis die eerste stelling. Die tweede stelling is, ek sal julle verlos deur 'n uitgestrekte arm en deur groot strafgerigte. Vers 6. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgeweg het. Nee, ek lees nou vers 7. Vers 6. En ek sal julle as my volk aanneem en vir julle 'n God wees. En julle sal erken dat ek die Here julle God is, wat julle uitlei onder die harde arbeid van die Egiptenaars uit. Na vers 7, die laaste een. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as 'n besitting gee. Dan sluit hy af. Ek, die Here. Sien julle daar in vers 6, vers 5, begin hy met ek is die Here. En dan sluit hy dit af met ek, die Here. Die hele 4 stellings maak hy toe met basies aanhalingstekens. Hy sluit hom toe. Ek is die begin en die einde. Ek die Here aan die begin en ek die Here aan die einde. Alles wat tussenin is ek met julle. So beker 1 is die beker van heiligmaking. Die Here sal ons verlos van die las van sonde en ons vrymaak van die loon daarvan. Dit is die eerste beker, die beker van heiligmaking. Beker 2, die beker van vrymaking. Dit spreek van volkomme verlossing van die kettinge van slawerny van sonde. Beker 3, die beker van verlossing. Dit is die belofte dat God ons aanneem en dat hy vir ons 'n Vader gaan wees. En ons moet dan bely dat God ons vrymaak van die oorheersing van sonde.
en die gevolge daarvan, die dood. Jesus se offer aan die kruis het vir ons die weg gebaan om kinders van God te word. Prys die Here. Amen. Die Here se werk in die kruis. Beker nommer 4 is die beker van lofprysing. Die belofte dat ons as kind van God verlos is van sonde en dat ons nie meer swerwelinge op hierdie aarde is nie, maar dat ons nou kind van God is. Ons behoort aan God deur die werk van Jesus aan die kruis. En ons sê die wete dat Jesus eendag ons gaan kom haal. Amen. Dit wat ons hier op aarde deurgaan, is nie die moeite werd om die Here op sy te skryf. Saam met die versoeking sal hy ook die uitkoms gee. So watter beker het Jesus toe gebruik om te sê, dit is my bloed? Watter een van die 4 dink julle is dit? Watter beker van die 4 bekers? Daar is 4 aparte bekers wat hulle deur die loop van die maaltyd genuttig het. Watter een van die 4 is die een wat Jesus gebruik het om die nagmaal in te stel? Dis die laaste een. Die beker van lofprysing. Maar Jesus het al 3 die bekers het hy vervul, né? Die beker van heiligmaking, vrymaking en verlossing en lofprysing. As die laaste beker wat ons gaan die Here loof en prys vir wat hy in die kruis van Golgotha gedoen het. Hy sê daar, hoekom ek sê is die laaste beker? Kom ons lees Matteus 26 vers 27. Ek gaan dan sommer hierdie gebruik as my boodskap tydens die nagmaal. Ek dink ons moet sommer nou nagmaal ook gebruik. Dink julle is goed? Ons doen sommer nou nagmaal. Okay, Matteus 26. Hy sê daar, vers 27, vers 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, nadat hy gedank het, breek hy dit, en hy gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Dankie Here Jesus, vir u liggaam wat vir ons gebreek is, aan die kruis van Golgotha. U is die brood van die lewe. U het sonde vir ons geword, u wat geen sonde geken het. En dan vers 27 sê hy, toe neem hy die beker, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Sien julle daar? Heiligmaking, vrymaking en verlossing. Uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink. Tot op daardie dag wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Sien julle hier, dit moes die laaste beker gewees het. As dit die eerste een was, dan het hulle die ander 3 genuttig. So dit moes, volgens my eie opinie, moet dit dan die laaste beker wees. En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Dankie Jesus vir u bloed, wat vir ons gestort is in die kruis, wat vir ons vrymaking van sondes bewerkstellig het, Here. Wat vir ons nader gebring het aan God die Vader.
Die skeidsmuur van sonde is gebreek. Dankie Jesus. Ons loof en prys die Here. So, is die laaste beker, die beker van lofprysing. Leef jy 'n lewe van lofprysing? As die mense na jou kyk, kan hulle sien, hierdie persoon, dra die vrug van die Gees. Kan ons die Here loof en prys in elke omstandighede? Dis nie altyd maklik nie, né? Ons gaan partykeer maar 'n bietjie broek skeer. As ons nou die 4 bekers kan saamvat, beteken dit dan dat Jesus se offer aan die kruis vir ons as mens die weg baan, om soos die verlore seun met ons Pappa te versoen. Hierdie aanvaardingsproses word deur die Heilige Gees bewerkstellig, terwyl God ons Vader met oop arms vir ons staan en wag. Hoe lank wil jy in die varkhok gaan sit en hang? Hoe lank jy in die varkhok sit, hang vir jouself af. As jy besluit geneem het om op te staan en na die Vader se huis terug te keer, doen dit dadelik. Jou pa staan en wag vir jou met oop arms in liefde. Die oomblik as jy besluit om op te staan, begin God met sy verlossingswerk. Die pad na jou pa toe is partykeer bietjie lank. Die mense rondom jou sien jou. Jy het nie tyd gehad om te gaan stort en nuwe klere aan te trek. Jy ruik, die varke stink. En as jy in die varkhok gesit het, dan moet jy soos die varke geruik het, né? Die verlore seun. Hy het nie 'n nuwe soet geaantrek nie. Sy pa toe in die verte sien aankom, hy het gesê, daar is my seun. En hy het hom ingewag met oop arms. En hy het oor sy velklere het hy nuwe klere gesit. Aan sy vuil hand het hy 'n nuwe ring gesit. Aan sy vuil voete wat vol stof is en vol varkbemeisting is, het hy nuwe skoene gesit. Hy het nie vir hom gesê, man, jy is vuil nie, gaan maak jy eers skoon nie. Nee. Hy het hom in sy arms geneem en het hom omhels. Sê, jy was dood, maar nou is jy lewendig. Kom, laat ons die gevette kalf gaan slag. En fees vier, want jy is weer terug by die huis. Amen. Ons het nie nodig om eers te gaan skoonmaak om met die Here uit te kom. Hy doen die werk in ons lewens. Maar dit hang vir ons af, of ons sonde aflê. Leef ons 'n lewe van heiligmaking. Gaan ons deur 'n proses van gesond maak en van heel wording. Lê ons die verkeerde goed af. Ons het gelees daar in die begin, Galasiërs 5, voor 22, al die lelike goed. Lê ons dit af, gee ons dit vir die Here, sodat die vrug van die Gees in ons lewens kan manifesteer. God het ons 'n erfgenaam gemaak. Wat beteken 'n erfgenaam? Ons is erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Jesus Christus. Dit beteken dat dit wat God se is Jesus se, en dit wat Jesus se is ons se. Jesus erf en ons is mede-erfgename van Christus. Ons is boeties en sissies van Jesus. Amen. In Christus. Die kettinge van sonde en die dood word afgebreek en ons word 'n nuwe mens. Erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus. Ons word weergebore in 'n nuwe familie. Amen. Ons word elke dag herinner aan ons toekoms saam met Jesus en ons Vader. En wanneer ons fokus op die ewigheid is en nie op die huidige nie, is hier die huidige probleme niks. Want ons fokus is op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. As jou oë opgeslaan is na die Here, dan is jou fokus nie op jou omstandighede.
Ek sal nie wankel nie, ek sal nie twyfel nie, want U is my redder en my heil. Amen. Ek weet wat se gedagtes ek omgaande jou koester. Jeremia 29 vers 11 kry dit vir ons. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Wat is koester? Kan jy 'n vreemdeling koester? Jy koester diegene wat jy liefhet. Nee? So dit spreek van liefde. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. En 12 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. Dis 'n feit soos 'n koei. Hy sal na ons luister as ons bid. Maar dit wat ons bid, moet in die wil van God wees. As jy die woord daagliks bestudeer, sal jou gebede in God se wil en plan vir jou lewe wees. As jy iets bid buite God se wil en plan vir jou lewe, gaan jy dit nie kry nie. Julle het nie, want julle bid nie. Julle bid nie reg nie. As jy reg bid, sal jy kry. As God se plan vir jou lewe is. Bestudeer die woord van God. Die handleiding van die lewe. God se handleiding vir jou is die woord van God. Die eienaars handleiding. Julle al 'n toaster en goed gekoop, dan is daar so 'n boekie by. Dan sê hy vir jou, as jy die knoppie druk, sal dit gebeur. As jy die knoppie, daai knoppie en daai knoppie en daai knoppie saam druk, sal die gebeur. Dan gaan hy microwave opstyg. As jy die en die knoppie saam druk, dan gaan hy vir jou koffie maak. As jy die en die knoppie maak, gaan hy koffie vir jou warm maak. Wat se knoppies het jy nodig om gedruk te word, so jy kan reg funksioneer? Al jy dit gaan weet as jy die woord bestudeer. Nou agter in die boekie is daar 'n troubleshooter, né? As jy die knoppie druk en dit gebeur nie, dan is dit die probleem. Hy gooi 'n error 4 uit, of 'n error 2, of wat se errors dit is. As jy dit nie reg doen nie, jy het nie die eienaarshandleiding nie, dan gaan jy nie weet wat is die oorsaak en wat is die oplossing daarvan. So ek hoor so baie, ek het die microwave gekoop en ek gebruik hom maar sonder om die handleiding te check. Jy gaan nooit weet wat is die volle waarde van daai item as jy nie weet wat die eienaars van hom beplan het nie. Dan gaan hy net 'n dooie paperweight wees. Nee? Weet jy wat is jou funksie op aarde? Weet jy hoekom het die Here jou geskape? Hoe weet jy? Wat is jou funksie op aarde? Bestudeer die woord van God. Amen. As jy dit nie doen nie, gaan jy nie weet nie. Dis soos om julle weet almal wat weet hoe om darts te speel, net. Wat gebeur as jy jou blind doek en iemand draai nie rond en hy sê vir jou gooi? Gaan jy hy dartbord raak? Jy gaan hier in die valleie ingooi. Of iemand raak gooi wat naby aan jou staan. Dis hoe dit is, as jy nie die woord van die Here bestudeer nie, dan gooi jy na goed wat jy nie weet waartoe jy gooi. Gefokus op die doel. Sonde veroorsaak dat jy die doel mis. Vrug van die Gees. Bestudeer die woord van God elke dag. En jy sal groei. Jy laai sonnaarskoolletjie, onthou jy ken jy hom. Lees jou Bybel, bid elke dag. Bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag.
Jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid. Verwaarloos jou Bybel, vergeet om te bid, en jy sal krimp, krimp, krimp. Van kleins af word jy geleer. Lees jou Bybel en bid, en jy sal groei. Vrug van die Gees, wanneer word hy vrug, wanneer kom hy vrug na vore? Wanneer die boompie klein is, of wanneer hy groot is? Wanneer is daar vrug? Sê hy boom daar is, kyk hoe groot is hy. Daar's vrug wat daar hang. Hy moet groei, sodat hy kan vrug dra. Amen. Babietjies het nog nie die vermoë om vrug te kan dra. Nee. So as jy nog nie vrug het nie, vra die Here om jou die lankmoedigheid te gee, so jy kan groei en kan vrug dra. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Bekering loop saam met heiligmaking. Heiligmaking is deel van jou grootwordproses. Dis 'n daaglikse sterwe aan jouself. Dis 'n daaglikse aflegging van die sonde, so jy kan uitkom by die Here. Ons word gelouter in die smeltkroes van elende. Wat is 'n smeltkroes? Vuur. Smeltkroes veroorsaak dat die veiligheid en die gemors na boontoe kom, en skep die goudsmid daai gemors af en hy gooi dit weg. 7 keer word hy goud gelouter, silwer. Wanneer hy goudsmid sien is nou reg is, wanneer hy sy weerkaatsing en hy silwer of hy goud kan sien. Gestalte van Jesus Christus, heilig maak. Streef dit na, leef dit uit elke dag. Ek slaan my oop na die berge. Hebreërs 12 vanaf vers 5. Dis 'n baie mooi gedeelte wat ek baie gebruik. En julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. Ons kan maar die dames ook hier inreken, né? Julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as jy deur hom bestraf word nie. So wat loop saam met ouerskap? As jy kinders het. Wat loop saam met ouerskap? Wat is 'n baie belangrike aspek van ouerskap? Dissipline. Tugtig diegene wat jy lief het. Ek kan nie nou as man na my buurman se kind toe gaan en vir hom 'n pak slaag gee nie. Want is hy my kind nie. Al wil ek hoe graag, daai kind gaan 'n pak slaag gee want sy skree aanhou. Ons sal nie. Dis nie my plek om 'n ander man se kind te dissiplineer nie. Maar 'n pa moet sy kind dissiplineer. Dis deel van die lewe. En vers 6 sê, want die Here tugtig hom wat hy liefhet. En hy kastei elke seun wat hy aanneem. Kastei. Ja, weet julle wat is kastei? Hebreërs 12 vers 6. Weet julle wat is kastyding? Dit is 6 van die bestes maal 2. Dis 'n rowwe, dis 'n erge dissiplinering. Hy sê hier, hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die vader nie tugtig nie? Hoor nou hier, vers 8. Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deuragtig geword het,
dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Jy moet bly wees wanneer jou ouers jou 'n pak slaag gee. Want dan weet jy, hulle het jou lief. Maar daai pak slaag moet nie wees as jy vir hom kwaad is nie. Dit moet in liefde gebeur. Beide partye moet eers afkoel. Anders is dit net 'n mishandeling. Maar dissipline kweek liefde en dissipline. En hy gaan verder, sê hy in vers 9, verder, ons het ons vaders na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad. Ons het hulle gerespekteer as ons ouers. Wat is tans aan die gebeur in die skole? Daar is nie respek nie. Daar is nie dissipline nie. Hoekom? Want die nuwe regering, of wie ook al dit gedink het, probeer die kinders met sielkunde grootmaak. Jy moet nou nie daai woordjie gebruik nie. Gebruik die woordjies. As jy dit en dit verkeerd doen, gaan jy daar in die hoek staan. Of jy gaan in jou kamer sit. Nee man, wat Spreuke sê, slaan die sotheid uit sy agterend uit. Moenie die kind die roede spaar nie. Want dit kweek ontzag. Maar dit moet reg gedoen word. Die het ons nie geroep om mishandelaars te wees nie. Dit moet in liefde wees. En dan vers 10 sê, want hulle het ons wel, hulle praat van aardse vaders, hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig. Paas en ouers weet nie altyd die beste nie. Maar dit wat hulle doen hulle uit hulle beste wete uit. Hulle doen dit uit dit wat hulle geleer het by hulle ouers. OK? Maar hy tot ons bes wil, sodat ons sy, sien julle hier, sy heiligheid kan deelagtig word. Dit is die doel van dissipline, sodat ons sy heiligheid deelagtig kan word. Nou vers 11, nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is, né? Dis nie lekker as jy 'n pak slaag moet kry of as geslaag kry. Maar die droefheid, maar later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Dit is nie lekker as jy 'n pak slaag kry op daai stadium nie, maar die vrug daarvan is soet. Die vrug daarvan is die vrug van die Gees. Dra dan vrug wat by die bekering pas. Daarom, vers 12, rig die slap hande en die verlamde knie weer op. Ons moet aan die gang kom. Die pad is lank. En maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. En dan vers 14, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Sien julle hoe baie klem word daar op heiligmaking gelê. As ons nie heiligmaking nastreef nie, gaan ons die Here nie sien nie. Ons kan nie die Here aanneem as verlosser en saligmaker en dink dat ons met dit wat ons voor die tyd mee besig was, kan aanhou mee na die tyd nie. As jy 'n rooi letter dag in jou lewe het waar jy sê ek het vandag die Here as verlosser en saligmaker aangeneem, dan moet die tyd na dit heeltemal anderster wees as die tyd voor dit. Jou BC jare moet anderster wees as jou AD jare. Voor Christus en na Christus. As daar nie 'n verskil is nie, dan is daar 'n vraagteken oor jou
besluit wat jy geneem. Ons kan nie aangaan in die wêreld as ons 'n besluit geneem het vir die Here. Amen. Ons kan nie die Here maandag tot Vrydag, maandag tot Saterdag vergeet en Sondag net vir 'n uur of 2 by die Here spandeer. Dis soos daai illustrasie van hy pastoor J. John het dieselfde storie. Hy het ook die storie van die kat vertel. Hy gebruik die illustrasie van kind van God wees. Is jy ry in 'n kar, gewoonlik as jy van 'n kar droom ook, dan beteken dit jou bediening, jy wandel met die Here en al die dinge. So jy sit nou in jou karretjie en jy het nou die Here ingenooi. Nou kan jy besluit waar jy die Here in jou kar wil sit. Is hy aan die stuur? Sit hy voor langs jou? Is hy op die agterste plek? Of het jy hom in die kattebak toegemaak? Waar sit Jesus vandag in jou lewe? Het hy die stuur van jou lewe oorgeneem? Indien wel, as hy die stuur van jou lewe het, moet jy nie, gee dit jou nie die lisensie om 'n backseat driver te wees. Wat sê Afrikaanse woord dat ons kry? Die Here gee, jy het dan nou nie die reg om vir die Here te sê, nee, gaan nou hier, nie so daande, ry net 50 km/h, die slaggate. Gee die stuur al vir die Here en laat hy jou vat op die pad wat hy wil hê. As die Here hier by regs wil draai, sê, nee, ek wil nie nou hier by die straat van vergifnis aangaan en ek wil nie daai persoon vergewe nie. Of ek gaan nie hier links, nee, ek wil nie vir daai mense gee nie. Nee, ek wil nie daar afgaan nie. Ry net reguit. Nee. As die Here dit vat en hy vat jou soontoe, wees net gehoorsaam. En laat toe dat hy jou lewe vir jou uitsorteer. Of sit jy in die kattebak. Haal jou met Sondag uit. Na kerk, ek gaan terug in die kattebak in, Here. Ek is nou weer vry van die kerk. Ek kan nou doen net wat ek wil. Nee. Jesus take the wheel. Nee. Vers 14, jaag die vrede na met almal, nie net sekere mense. Byna, nee. En heiligmaking waarsonder niemand Here sal sien nie. En pas op dat niemand in die genade van God veragter nie. Dat daar geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word. Die onkruid. Raak ontslaaf van die onkruid wat in die lewe wil plaasvind. Ons is God se eiendom deur Jesus se offer aan die kruis. Amen. Titus 2 vers 14 sê vir ons, skryf vir ons dit daar. Titus 2 vers 14. Wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as 'n eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. So deel van heiligmaking, ek gesê is reiniging. Raak ontslaaf van die sonde, raak ontslaaf van die ou mens. Die ou mens is begrawe toe jy gedoop is, né? Ons moet nie daai ou mens in die kus sit en hy agter ons aansleep. En as daar iets gebeur is, hey, stop, word wakker, kom! Nee. Hy ou mens is begrawe, hy 6 voet onder die grond. Nee, hy bly daar. Ons het nou nie 'n lisensie om die ou mens weer te laat uitkom. Ons Here het ons nie geroep om dode besweders te wees nie, nee. Maar dit is 'n proses. Maar dit is 'n proses. Die Here toelaat. Heiligmaking is 'n proses. Dis nie eensklaps nie. Dis soos lankmoedigheid. Heiligmaking. Maar doen dit elke dag. Amen. Nou die volgende faset van Pasga is
Die Israeliete moes die Pasga met gereedheid geëet het, ten volle geklee en gereed om te trek. Hulle tassies is gepak, hulle het gestaan en eet. Want moes gereed wees. As Moses sê, gaan, dan gaan julle. En hulle hardloop. Dit is dat die Egiptenare hulle nie moet volg nie. Soos wat die Israeliete gereed was om te trek in aanwagting die woord van Moses, net so moet ons gereed wees as die Here ons vra om sy hande en voete hier op aarde te wees. As jy bid en Here, wat moet ek doen vir u? Asseblief Here, vertel vir my wat ek moet doen. Sê die Here, gaan help daai man daar in die straat. Here, wat moet ek doen? Wat moet ek doen vir u? Ek is hier hande en voete op aarde. Gaan besoek vir daai sieke daar in die straat. Dan bid jy nog steeds. As die Here vir jou sê, staan op en gaan doen dit. Maar moenie radikaal, moenie bly bid. As hy vir jou sê, gaan doen iets, staan vir jou knie af op en gaan doen dit. Wanneer ons tot bekering kom, moet ons nie tyd mors met sonde nie. Nee, ons moet weghardloop daarvan. En vertrou die Here om jou ten volle te verlos. Gee alles vir die Here. Plaas alles op die altaar. Die oorheersing van sonde was miskien vir jou baie erg, maar onthou die Here se offer aan die kruis maak dit vir jou en my moontlik om totaal en al daarvan vry te wees. Moenie tyd mors deur nog sonde in lewe te koester nie. Breek daarmee en volg die Here voluit. Die koester sondetjies, die dingetjies wat jy nog mee aangaan terwyl jy die Here geloof, terwyl jy die Here dien. Sonde is 'n sonde, maar ek sal nie klein. Ja. Die Israeliete se mentaliteit was reg in die begin. Hulle het inderdaad Egipte verlaat. Hulle het gebreek met hulle slawerny. Die Here het hulle verlos, hulle is weg. Hulle gaan deur die Rooi See. Die Here maak die see vir hulle oop. Kom hulle daar in die woestyn. Dis daar nie kos nie. Daar's nie water nie. Kos raak op. Die diere moet gevoed word, die kinders moet kos kry. Maar daar's nie kos nie. Hulle is in die woestyn. Hulle kom by Mara aan en die Mara se oase water is bitter. Hulle murmureer, hulle kla by God. Hulle kla by Moses. Toe ons in Egipte was en 'n slawerny, het dit goed gegaan met ons het kos gehad om te eet. En nou kyk, jy wil ons laat doodgaan. Wat maak jy as daar 'n bietjie probleme in jou lewe kom? Verlang jy terug dat toe jy die wêreld gedien het en dit goed gegaan het? Miskien met jou. Ons moet breek met dit. Die slawerny van sonde is lekker. Hulle het lekker geleef te midde van hulle slawerny in Egipte. Hulle het kos gehad, hulle het geëet, hulle was lekker, hulle was gesond. Hulle het geëet en gedrink. En daar was nie tekorte nie. Maar hulle vryheid was van hulle weggeneem. Hulle kon nie doen en maak net wat hulle wou. Hulle was slawe, gebonde aan die farao. Dit gaan goed met die wêreld, die mense in die wêreld wat die duiwel dien. Nee? Hulle is vasgevang in slawerny. As ons vry is, die Here sê, ek het gekom sodat julle 'n lewe kan hê en 'n lewe in oorvloed. In die Here het ons ook oorvloed. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Vertrou net op hom en hy sal vir julle help. Dis nie fisiese goed nie. Dis nie fisiese goed nie. Ek is nog nie klaar nie. Ek sal met volgende week klaar maak met pas. Moet ek maar aangaan. Wat se voordele is daar vir ons? Ek is nou klaar met die 4 bekers. Nou is daar, wat is die voordele vir ons as gelowiges van Jesus se werk in die kruis van Golgotha? Wat se voordeel kan ons daaruit trek? Daar is 'n paar. Jesus se geestelike voordele. Eerstens is vergifnis van sonde. Jesus se offer aan die kruis laat ons as sondige mense toe na die Here te gaan, na God te gaan en ons sondes te bely, sodat hy ons kan skoon was deur sy bloed.
deur daardie werk aan die kruis van Golgotha, die skeiding tussen God en mens tot niet gegaan. En ons kan enige tyd van die dag na die Vader toe gaan. Julle weet dat toe Jesus gesterf het, het die voorhangsel in die tempel geskeur, wat beeldend is van die allerheiligste, en vir ons kan ons nou ingaan enige tyd van die dag. Dit is Jesus se werk aan die kruis. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ken julle die skrif? Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En Romeine 5 vers 8 is ook baie belangrik. Kom ons lees Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Sjoe. Sy werk aan die kruis van Golgotha het vir ons verlossing gebring van die sonde. Punt nommer 2. Jesus se geestelike voordele, dit bring vir ons verlossing, soos ek gesê het. Jesus se offer aan die kruis gee ons die geleentheid om redding en die ewige lewe te ontvang. Handelinge 4 vers 12. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered nie word nie. Handelinge 4 vers 12. Volgende punt, voordeel is, dit rekonsilieer ons met God. Die gaping of die afgrond wat daar was tussen God en mens wat deur sonde veroorsaak is, het Jesus gekom en dit weggeneem. En dit gee ons nou die vermoë om by die Vader uit te kom. Die kruis het die weg gebaan na die skeiding tussen God en mens, wat deur sonde veroorsaak is, weggeneem is. Dit baan ook die weg, dat ons 'n persoonlike, intieme verhouding met die Here kan hê. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 18, so mooi. Het praat van versoening en rekonsiliering. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 18. En dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Die woord van die versoening. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Wanneer God na ons kyk, sien hy vir Jesus raak. Soos wat hy silversmid die silwer, die goud louter, sien hy sy beeld in dit. Net soos God na ons kyk, sien hy nie ons raak nie, maar hy sien Christus raak. Christus se werk in die kruis van Golgotha. Volgende aspek van Jesus se voordeel van die kruis is, dis emosionele en psigologiese voordele. Dit gee vir ons vrede met God. Romeine 5 vers 1 tot 8, julle kan dit, kom ons lees, ek is amper klaar, nog nie klaar nie. Vrede met God, Jesus offer aan die kruis neem die skuldgevoelens wat deur sonde veroorsaak word weg, en dit verseker dat ons vrede kan ervaar, wat net by die Here te vinde is. Vers 1, Romeine 5, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof
die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking, kyk nou mooi, die verdrukking lydsaamheid werk. En die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop. Sien daar stappe. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Maar nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe, vir 'n goeie mens iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Sien jy die stappe? Verdrukking bewerk lydsaamheid, lydsaamheid beproefdheid hoop, en hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So ons moet nie kla as ons deur moeilike tye gaan, want dit bou ons geloof. En dit wys ons net dat God ons baie lief het. Amen. Dit gee vir ons ook hoop en versekering. Jesus se offer aan die kruis gee vir ons hoop en sekerheid van die ewige lewe. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Het jy dit daar? 1 Petrus 1, ek is amper klaar. As julle wil, dan kan ek vir julle die notas stuur, dan kan julle dit ook gaan verder bestudeer. Dit is baie goed dat ek nou nog nie aangeraak het nie. Ek sal dit op die lighuise groep sit. 1 Petrus 1 vanaf vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Dis 'n lewende hoop. Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwerklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om openbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Sien, dit gaan in een met die vorige gedeelte wat ek gelees het in Romeine 5. 'n Kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge. Dan sien jy so weer stappe. So die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het, en wie julle, al sien julle hom nie, tog glo, en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike boodskap. Blydskap. En die einddoel van julle geloof is die saligheid van julle siele. Verkry. Die einddoel van julle geloof is om saligheid vir julle siele te verkry. God wil hê dat ons salig sal wees, maar ons kan enig sonder sonde wees wanneer ons die Here sien in die hemel. Maar nou sukkel ons baie keer met sonde. Dit is 'n daaglikse proses van heiligmaak wat ons lankmoedigheid leer. Heiligmaking, né? Maar ons moet die Here vra om ons te help elke dag met dit, sodat ons kan aflê, dat ons kan ontslaa raak van die ou mens. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons weet dat U ons Here is. Here, help ons dat ons lankmoedig sal wees, dat ons sonde sal aflê elke dag, dat ons heilig maak sal nastreef, Here. Dat ons nie babetjies sal bly in U nie, maar dat ons sal groei, ons sal vrug dra wat by die bekering pas, Here. Ek bid vir elke persoon hier vanmôre, elke persoon wat aanlyn gaan kyk,
dat U met hulle sal wees, dat U hulle grondgebied sal uitbrei, dat hulle sal weet, dat U net vir hulle die beste in store het. Help ons, Here, dat ons oog gerig sal hou op U, want ons hulp is van U wat hemel en aarde geskaap het. Laat U goedheid en guns met ons wees, oral waar ons gaan, in ons daaglikse lewe. Dankie, Jesus. Ons loof en ons prys U. Dankie, Here. Amen. Dankie, Here. Dankie julle dat ons aanlyn kyk. Bye bye. Tot ons weer mekaar sien.